dankbaar om julle te sien. Het is môre so lekker vars koue. So op 'n lentedag vanmôre. Ons is dankbaar vir hierdie heerlike lentedag. Seisoen draai ook, alhoewel ons vanmôre nie voel dit draai nie, né? Maar baie welkom by ons. Ek wil vanoggend net vir julle sê, daar's van ons gemeente wat baie dankbare harte het. Die Here het van hulle deurgedra met siekte, in die hospitaal gewees en hulle is uit. So ons wil die Here eer vanmôre vir die wonderwerk wat hy in hulle lewe gedoen het. Dan wil ons vanoggend vir die Here ook vra, jy weet, om gedagte te hou, het die Ronnie Barnard, sy vroukie is oorlede naweek. Ons dink ook vanmôre aan 'n ander gesinnetjie, wat sy harte ook seer is vanmôre, wat ook 'n geliefde aan die dood afgestaan het. So ons wil ook vanmôre as ons bid aan hulle dink, gaan jy saam by staan, kom ons nader die troon van die Here, en kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Wanneer ons dit sê, onmiddellik besef ons hoe waardig U is om geloof te word. Wat 'n goeie God U is. Ons sit en onmiddellik dink daaraan dat U ons deur die jare gedra het en vandag dra. En ons weet omdat U nooit verander en dra U ons môre. Dankie liewe Jesus as ons vanmôre vir U eer vir die mense wat U gesond gemaak het. Vir hulle wat nog siek is op die stadium wat in die hospitale is, wil ons vra, staan hulle by. Here, en die ander wat sy harte seer is en stikkend is, bid ons dat U Heilige Gees sal omarm, dat U hulle sal vertroos en sal versorg, net soos dit U alleen kan, soos U in die Heilige Gees vanmôre alleen in mense binneste ken, verstaan en kan gesond maak. Ons dankie dat ons by mekaar kan wees op so 'n heerlike oggend om lof aan U te bring. Ons wil nou in hierdie lofsang en aanbidding vir U sê hoe goed U vir ons is. Hoe waardig is U om geprys te word, want U is die Seun van God, Jesus. Ons eer U daarvoor, ons eer die Heilige Gees vanmôre. Ons eer U omdat U hemelse woning verlaat het en ons herdenk ook vandag U dood en opstanding van Jesus. Terwyl ons dan in aanbidding kom, dat ons elkeen in ons harte dan die Here se naam loof en hom eer en vir hom sê hoe kosbaar hy vir ons is. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, kom ons staan en sing saam. We love to worship, we love to pray, we love to gather in Your way, singing songs of worship, singing songs of praise, we love to gather in Your way. We love to worship, we
Hallelujah.
ondeurgrondelik teenoor julle en ons speurlik weer. Want wie die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gedoen dat het hom vergeld moet word, want uit hom en deur hom en tot hom. En is alle dinge, Here, vanoggend mag ons besef dat ons staan voor 'n heilige God, Here. Ons staan voor 'n God, Here, wat Johannes sien en die heilige die verheerlikte Jesus gesien het, toe kon hy niks anders te doen as om sy gesig te val soos een wat dood is. En vanoggend, Here, kan ons nooit die heerlikheid bepaal, Here, hoe kan ons verder met mekaar? Maar Here, ons weet, Vader, dat U is lief vir ons. Vader, en dat ons vanoggend voor U kan kom staan, Here, met oop harte, Vader, want U ken ons soos ons is, Here. En ek bid vanoggend vir elke hart, Here. Ek bid vir elke omstandigheid, Here, dat ten spyte van die seer, ten spyte van die ongeluk, ten spyte van die teleurstelling, Vader, dat ons voor die troon sal kom staan en sal sê, Here, dat ons weet nie om U te dien nie, ons weet nie om U te verheerlik, Here, want woorde het ons nie. Daarom, Here, kom ons net en ons val voor U neer, Here, ons sê, Here, dat ons het U lief. Ons het U lief en ons weet, Here, dat U ons sal deurdra in elke omstandigheid, Here, want voor môre was is U, Here. U is in beheer en ons loof U, Vader. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned on me. I stand amazed, I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unfree. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For He was in the garden, He prayed on my will but night. He had no tears for His own grief, but sweat drops of blood for mine. In pity, angels beheld Him, and came from the world of light to comfort Him in the sorrow He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, He made them His very own. He bore the burden to Calvary, and suffered and died alone. When with the ransom in glory, His face I at last shall see. It will be my joy through the ages
sy teenwoordigheid. Dis seker daarvan jy voel vanmôre die Heilige Gees weer kom stilstaan. Hoe jy in hierdie oggend kom wys het, hoe naby aan jou is hy. Hy vir jou kom wys vanmôre, hy is hier. Hy is vanmôre jou herder. Hy is vanmôre jou Here wat jou kalm maak, wat jou vrede gee. Hy is vanmôre die almagtige Here, ons erken die koninkryk vanmôre en die teenwoordigheid. Ons wil U loof. Dis reg, ons weet nie reg hoe om vanmôre te bid om die eer te gee nie. Daarom vra ons die Heilige Gees om vir ons in te tree met onuitspreeklike sigtinge, sodat U daardeur ook geëer en verheerlik sal word. In Jesus naam. Amen. Amen. My dankie. Wie dit se dankie vir die aanbiddingsspan wat ons so mooi in aanbidding lei. Daarom lekker as 'n mens sulke bekwame mense het wat jou lei, jy weet, binne die voorhowe en die troonkamers van die Here, dat ons saam met die engele vanmôre uitroep: Heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Vanmôre is dit 'n voorreg om saam hier rondom die woord te kuier en wat ons begin kyk na my tema vanoggend, waarde van 'n siel. Dan is dit natuurlik so dat mense 'n paar goede oorweeg as jy begin kyk na waarde. Met my ondersoek het ek gedink daaraan, mense kan praat van waarde in terme van wanneer jy 'n huis waardeer, wanneer jy kyk na huis se waarde. Jy weet, en wat maak die prys van die huis op? Ek sit en dink by myself, maar as ek daaroor praat, ons praat wat sê die mark, hoe lyk die huis in die omgewing en hoeveel kamers alles. Want ek gaan nie daaroor praat vanoggend nie. En toe sit ek en dou van 'n kollega van my wat so 'n rukkie terug vir my vertel het, 'n paar jaar terug vertel het met van sy vakansie op Cliftonstrand. En hy sê hulle is toe daar rond en op die strand en dit is warm, blikkie Coke koop. Een van die manne kom daar verby en hy sê, hoor jy so, hoeveel kos daai blikkie Coke? Hy sê R50. Joe, wat is duur? Jou kyk ons so, hy sê, joe, maar meneer is op Clifton se strand. Toe dink ek, wie is relevant aan waarde? Selfe blikkie Coke in die binneland geheel wat minder kos. Maar as ons kyk na die waarde, dan besef ons dat waarde het ons nie oral dieselfde nie. Van ons geliefdes kom nou terug van Amerika af. En hy sê, daar koop die biltong vir R600, waar hier voor R300 betaal. Hulle is in Amerika. Dit is relatief tot waar jy was. So vind jy dit, hoe mense wat kyk na 'n ding, is waarde iets wat totaal en al baie keer afhang van 'n persepsie af, of van die mark. As ek vanmôre vir jy sê die waarde van 'n siel, hoe bepaal mens die waarde van 'n siel? Hoe kan jy ooit? Kan 'n mens praat van die waarde van 'n siel in terme van geld? Wie ek dink aan ons materialistiese wêreld waarin ons lewe en alles wat rondom rand en sent gaan en materiële besittings en dit wat jy met geld kan doen. Sou mens dan wonder, praat jy van waarde van 'n siel? Wat is iemand bereid om te betaal? Want jy sal agterkom dat baie keer is die prys wat jy moet betaal te duur. So sit jy hegge waarde aan alles in die lewe. Ons wegkoop waarde vanmôre aan ons geselskap en ons tyd wat ons het. Maar ons praat vanoggend waarde van jou siel. As ons gaan sien, dat daar is vir my 3 dinge toe ek voorberei het uitgespring. Nadat ek die eerste boodskap voorberei het en graag gehad het en mooi bymekaar gemaak het, toe besef ek, nee, dis nie waaroor ek gaan praat nie. Ek gaan nie praat oor features, advantages en benefits nie, want ek is in die besigheidswêreld. Nou wil ek vir sê die waarde van die siel word bepaal oor hoekom sal iemand betaal daarvoor en hoeveel hy sal betaal. Ek besef toe by myself dat as ons kyk na die waarde van die siel, is dit nie materialisties nie. Dit's ver beyond, verder as dit. Die waarde van die siel kan jy sê
is beauty is in the eye of the beholder. So vanmôre sê ek, die waarde van jou siel is in die oog van wie daarna kyk. En ons besef vanoggend dat heel eerste kyk die Vader na ons. En hy heg waarde aan ons siel vanmôre omdat hy ons gemaak het. Omdat ons geskape is, heg hy waarde aan ons siel, aan ons hele menswees. Ons lees natuurlik daarvan in Genesis 1 vers 26 en 27. En hy sê vir ons, en God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom gemaak, en vir haar gemaak daarna. Hoekom sal daar dan waarde daarin wees, as ons gemaak is, in die beeld van God? En ek het net een ding gaan uithaal, een punt wat vir my belangrik was. Natuurlik is daar baie ander, maar een het vir my baie belangrik gevoel. En ek het my gees ervaar dat, hy sê, wie jy? God is liefde. Hy het ons geskape, met die kapasiteit om lief te hê. Natuurlik geskape met hierdie kapasiteit, om hom lief te hê. En in 'n verhouding met hom te staan. Ons sien dat, hoe hy saam met Adam en Eva in die tuin gewandel het, om in 'n verhouding met hulle tyd te spandeer. So hy het ons geskaap en heg waarde aan ons, omdat ons hierdie kapasiteit het, om lief te hê. So as ons die kapasiteit het om lief te hê, dan weet ek die woord van die Here, sê ook vir my verder, as ons dan kyk na die tweede gedeelte van hierdie sê in Markus 12, vers 30 en 31. En jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, uit jou hele krag. Jesus praat en hy sê vir ons, wie jy? Omdat jy hierdie kapasiteit het, glo. Sê net vir jy moet nie. Sê net vir jy is gemaak om God lief te hê. Jy is gemaak na sy gelykenis sodat jy met hom hierdie verhouding mag hê. En daarom het Jesus ook gekom om hierdie verhouding te herstel. Want as waarde aan my siel, dis waarde aan my, want die Vader wil my tyd spandeer. Dis waarde aan my, want Jesus wil graag saam met my in 'n verhouding wees. Vers 31, dit is die eerste gebod, en die tweede hiermee gelyk, is dit, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. As ons môre dan gaan sien, en hoe die Vader na ons kyk met oë wat waarde in ons sien, is dit die kapasiteit om lief te hê, en met hom 'n verhouding te hê, maar is ook die kapasiteit, wat ons weer gemaak is, om mekaar lief te hê. Want jy sien die waarde daarin is, dat wanneer ons mekaar lief het, dan gee ons mekaar om. Want as mekaar lief het, dan word sy koninkryk uitgebrei. Dan kom hy en word sy doel bereik, en is deur die mensdom weer met hom te verenig. So wanneer ons mekaar lief het, dan doen ons wat reg is in sy oë. Ons gee vir mekaar om, ons dra mekaar se laste. Ons brei sy koninkryk uit. Ons bring die mense in. Want weet jy, as ek net vir myself leef, dan mis ek die doel. Want ek is met hierdie kapasiteit gemaak, nie net om God lief te hê, maar om mekaar lief te hê. Soos jy vanmôre kyk, die een langs jou, is dit maklik om hulle lief te hê, want jy het saam met hulle aangekom waarskynlik. Jy is gemaak met die kapasiteit om die wêreld lief te hê, soos God die wêreld lief gehad het, en soos Jesus die wêreld lief het. Daarom as ons vanmôre dink aan hierdie kapasiteit, besef ons dat ons het ook waarde vir Satan. Ja, glo dit of nie? Wanneer ons gaan kyk na die waarde wat ons vir hom het, is dat ons wel ook gemaak is met die kapasiteit om korrup te kan word. Maar hierdie liefde dan nie meer is vir God nie. Ons is gemaak ook as mens met ons eie vrye wil, dat as hy kom en ons versoek, as hy kom en ons verlei, dan het ons die kapasiteit om ook te kan verander as mense wat gemaak is om lief te hê. Want as 'n babatjie gebore word, dan sê aan die moeder verkleef. Daar is hierdie band van liefde. Daar is hierdie
verhouding wat daar is, hulle is verbind aan mekaar. Al wat kom, as ons groter word, is die Satan besef, dat die waarde wat ons vir hom het, is wanneer ons hierdie natuurlike liefde wat ons mee gebore is, as hy kan verwrom, as hy kan vervreemd van mekaar, van God af, dan is daar waarde vir hom daarin. Want as ons aan die koninkryk van God behoort, en ons is sy kinders, en ons is deel van die liggaam van Christus, dan is dit verheerliking, dis die uitbreiding van God se koninkryk. Maar wanneer Satan kom, en hy kom verlei ons, met allerhande dingetjies in hierdie lewe, dan kan hy ons liefde vir God verkoel. Hy kan die waarde wat ons dan vir die Here het, afbreek. Want nou is ons nie meer besig om in 'n verhouding te staan nie, ons het ander prioriteite. Al wat hy nodig het om te doen, hy is nodig om te kom en sê, wie jy, kom ek bring vir jou, wys so 'n bietjie van hierdie wêreld. Wys so 'n bietjie, man, daar is 'n bietjie ander goede. Hoekom sê jy tyd in die kerk spandeer? Hoekom sê jy die Here om verheerlik? Daar is ons nou geld in die bank, jy kan ons enigiets gaan doen. Jy sien hier is 'n ou laai wat hy het. Want die duiwel het met Jesus al gedoen. Hy sê daar in Matteus 4 vers 8 en 10. Weer neem die duiwel hom saam na 'n hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Selfs wat Jesus kom en hy sê vir hom, hallo, Jesus is iets meer aantrekliks. Ek kan vir jou die koninkryke van die wêreld gee. Ek kan vir jou alles gee wat jy oë begeer. Alles wat geld kan koop, kan jy kry. Jy kan naweek vir naweek weggaan. Jy kan allerhande mooi goedjies bymekaar maak. Weet wat? Jy het nie nodig om so nou gesê te leef nie, man. Daar's meer goed in die lewe wat jou kan vreugde gee, wat jy kan vervulling gee, as wat Jesus kan, as wat jy verhouding met God kan doen. So in hierdie dag, wanneer ons kyk na waarde, dan besef ons die duiwel sien 'n tweede rede, hoekom ons hierdie waarde, hoekom ons siel waardevol is. Want al wat hy nodig het om te doen, hy nodig om te kom en vir ons te sê, in Jakobus 4 vers 1 en 3, as ons met mekaar in vrede lewe, as ons in liefde lewe, dan kom hy en hy kom verwar ons. Hy kom bring onmin in. Hy sê daar vir ons, waar vandaan kom die oorloë en die gevegte onder julle? Kom hulle nie hier vandaan, van julle welis, wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat in julle wel is dit deur te bring. Ons vind hier, dat as ons gaan kyk na wat die waarde vir ons is, wat Satan in ons sien, is dat ons hier vermoë om ons mense ons eie wil uit te oefen. Sou dit nie vir ons voordelig gewees het, as die Here ons gehad het, soos die engele, wat hom aanbid, omdat hulle moet nie. Maar nou omdat jy 'n vrye wil het, kan die duiwel kom, en hy kan jy so 'n bietjie prioriteite laat verander. Hy kan jy so 'n bietjie laat anders te kyk na die lewe. Hy kan vir jou vanmôre sê, weet wat man, daar's waarde in alles materiële dinge in die lewe. Alles wat jy hier op aarde kan koop met geld, is daar waarde in. So as ek vanmôre kyk na die derde aspek, en ek besef dat die Vader sien waarde in my siel. Satan sien waarde in my siel. Dan wil ek jou aandag so 'n bietjie fokus. Op watse waarde sien jy in jou siel? Hoe sien jy vanmôre hoe waardevol en kosbaar jy is? Wanneer ons onsself in hierdie weegskaal plaas en ons wonder maar, wat is my waarde? Dan is dit natuurlik ook twee maniere om daarna te kyk. Ons kan vanmôre ook kyk uit die perspektief uit, dat ons waarde geheg word aan tydelike, wêreldse dinge, aan
sukses, aan alleen, jy weet, 'n tyd buitekant, hoe noem hulle dit, ontspanning, daai goed dinge, ontspanning, en wat jy kan doen, weet wat, ek wil eintlik dit net opsom, alles wat geld kan koop. Vanmôre, sien jy jou waarde daarin? Sien jy jou waarde in jou bankbalans? Sien jy jou waarde aan jou status? Sien jy vanmôre jou waarde van jou siel, aan dit wat jy as mens self kan vermag? Materiële rykdom, mag en status. Wie as ons vanmôre wonder, wat is my siel se waarde? Dan is daar altyd ons twee kante waarna jy daarna kan kyk. Ons sien vanmôre dat ons waarde word baie kere gesien in ons siel, net as 'n situasie van ewigheid. 'n Situasie van waar ons eendag hemel toe sal gaan. En my siel se waarde het te doen met die ewigheid. Met tot bekering kom en net om eendag saam met Jesus te wees weer hemel toe of hel toe. Maar ons waarde vir ons vandag in ons siel is meer as dit. Is meer as om geld, is meer as wat geld kan koop. Om vir julle vanmôre te sê, as ons praat van waarde is relatief, hierdie geld wat hier lê is niks werd nie. Dis Sudanese pond. So net jou gedagtes vir jou, julle wil dit nou mooi sien vandag nie, maar net jou gedagtes jou bietjie tot rus te bring. Is nie so baie nie, want in Suid-Afrika is dit niks werd nie. Ek kan dit nie exchange vir niks nie. En so dan kan ek iets daarmee koop, nie baie nie, maar ek kan iets daarmee koop. Want dis hoe jy winkel toe gegaan het daar. Laat ons winkel toe gaan met so 'n pak geld, dan gaan koop jy 'n week se groceries. Maar in Suid-Afrika is dit niks werd nie. So die waarde, materialisties gesproke vir my siel, kan geld dit koop? Wat koop dit vanmôre? Hoeveel is my siel werd vanmôre? Ek gaan gou vir jou verduidelik. Jou siel vanmôre is baie meer werd as materiële dinge. Jou siel is vanmôre werd die prys wat Jesus betaal het. As jy vanmôre gaan kyk na die waarde van jou siel, dan wil ek hê jy moet kyk na jouself vandag en besef die prys wat betaal is vir jou siel. Om net terug te gaan na 'n versie wat belangrik vir my is, wat ek graag wil hê ons moet daar kyk is. Het ek hom verloor? Het ek hom verloor? Is Markus 8 vers 36. Wat baat dit 'n mens immers as hy sy hele lewe, as die hele wêreld as wins bekom, maar sy lewe verloor? Wat sou 'n mens gee as 'n losprys vir sy siel? As ek vanmôre vir jou die vraag vra, wat sal 'n mens gee as 'n losprys vir jou siel? As jy alles kan kry, as jy al die goed in die wêreld kan kry, maar jy gaan jou siel verloor. Ek wil dit so sien dat vanmôre, as ek na myself kyk, en jy vanmôre na jouself kyk, wil ek vir jou vra, sien jou waarde raak deur die prys wat betaal is vir jou. Sien vanmôre raak hoeveel Jesus opgeoffer het vir jou. Hy het nie net gesterf nie, maar hy het deur al hierdie vernedering gegaan. Hy het deur al hierdie swaar kry gegaan. Kyk na die waarde van jou siel, nie net in ewige perspektief nie, maar sien vanmôre, want jy is duur gekoop deur Jesus se bloed. Dus ek vanmôre vir jou vra, wat is jou siel werd? Dan wil ek jou herinner daaraan, dat die perspektief waarna jy kyk, is belangrik. Want as jy kyk na die perspektief uit 'n wêreldse oogpunt uit 'n materialistiese oogpunt uit, dan gaan altyd voel asof jy minderwaardig is. Jy gaan altyd voel asof iemand anders meer werd as jy is. Asof mense wat hierso in Suid-Afrika is, minder werd is as die mense wat in Amerika is. Of, soos ons materieel praat, 'n Sudanese pond minder werd is as 'n dollar. Volgende, praat ons nie materialisties rondom die waarde van jou as mens in jou siel nie. Ons praat van die ewigheidswaarde en of nou, waar Jesus in 'n verhouding met jou wil staan, waar God jou geskaap het met die kapasiteit om lief te hê. Want as jy besef vanmôre dat jy met hierdie kapasiteit geskape is, dan gaan jy hierdie koninkryk van die Here uitbrei. Jou gesin, jou huwelik gaan gesond wees,
jou gesin gaan gesond wees, jou vriendekring gaan gesond wees, die koninkryk van die Here gaan gesond wees, sy liggaam gaan versorg wees. Dis die waarde wat jy vanmôre het. As jy na jou siel kyk in die kapasiteit of in die regte verhouding, perspektief van God, dan besef jy vanmôre hoeveel jy as mens werd is. En daarmee wil ek die broers vra om saam met my vorentoe te kom, vir die nagmaal gaan bedien asseblief. Want ek dink is dalk miskien 'n gepaste tyd om te oorweeg, wat is hierdie prys wat betaal is vir jou siel, sodat jy in hierdie oggend kan stil word en net dink, wat is die waarde wat ek vir God gehad het? Wat het Jesus betaal? Wat was die prys gewees? En die nag waarna hy verraai is, het hy brood geneem en hy het gebreek. Nadat hy gebreek het, het hy het gegee en gesê, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek is. Broers, ek weet nie die gebreek is nie vir jou. Ons deel vanmôre die brood uit as 'n simbool van sy liggaam wat vir ons gebreek is. Kan mens dit vergelyk met enige materiële voordeel die jy op aarde kan hê? Wat sal jy as losprys betaal vir jou siel? Jesus kom en hy betaal vir jou vanmôre met sy liggaam. Jy vanmôre sê dat jy is hierdie prys wat hy betaal en waardig. Jy wil vanmôre voor hom staan en sê, dankie, dat jy my soveel werd geag het, dat jy die lewe vir my gegee het, die liggaam vir my gebreek was. Staan saam met my. As jy so voel, kom ons dig die symbool voor die Here op. En dan sê vanmôre, dankie Here, dat jy my so waardig geag het vanmôre, dat ek hier kan staan en dat ek kan besef, ek kan vanmôre soveel werd wees, soos wat jy betaal het, wanneer ek myself nie toebou, wanneer ek my lewe rig by U wil, wanneer ek U liefde in my hart dra, wanneer ek U liefde in my hart uitdra en ander uitleef. Ons dankie daarvoor vanmôre, in Jesus naam. Kom ons gebruik saam. Ons so na die eet het hy die beker geneem. Jy kan maar sit terwyl ons uitdeel. Na die brood en die beker geneem. Gesê, dis die Nuwe Testament in my naam. So dikwels as julle dit gebruik, herinner mekaar aan my dood.
so voel staan saam met ons. Kom ons dit die symbool van sy bloed na bo. Dankie Here, dat hierdie prys wat U betaal het nie verniet was nie. Maar dat ek volle gebruik gaan maak van hierdie prys wat U betaal het. Here, ek wil my totaal en al aan U toewy. En om vir U te wys dat U is belangrik vir my. Dat hierdie prys wat U betaal het, is ek werd. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie vir die support. Die Heilige Gees ook vanmôre vir jou en jou hart oortuig van jou waarde. En wanneer jy uitstap, dat jy besef, jy is nie waardevol nie. Jy is kosbaar in sy oë. En hy wil graag in 'n verhouding met jou staan. Meer as alles wil hy graag hê jy moet hierdie kapasiteit wat jy het om lief te hê. Om lief te hê wat nie in dit langs jou is en ook daar ver van jou af. Kom ons aanbid lekker saam en dan sal ons die afkondigings doen as ons klaar is. Terwyl ons dan die laaste slotlied gaan sing, sal ons ook asseblief vir julle vra om te ondersteun finansiëel en sodat ons kan ons verpligtinge nakom. Baie dankie. Kom ons aanbid lekker die laaste liedjie saam, daarna sal ons afkondigings doen. God's got an army watching this land, deliverance is song, he's leading in their hand, everlasting joy. Kom drink koffie saam met ons asseblief. Ons sal dit so waardeer. Kom drink 'n koppie koffie saam. Broer, suster, daar agter. Kom drink koffie saam. Asseblief julle. Ons sal dit waardeer as julle saam kom kuier. Ons wil graag bietjie ook aan julle ons warmte en liefde betoon en vir julle wys hoe die Here ook ons in ons harte liefhet en mekaar by mekaar bring, né? Dan wil ons asseblief uitnooi vir môre. Gaan ons Russian cheese grillers hê om te eet. Voetlangs, lyk maar net so baie op môre gesien. As ek oordryf julle my sê asseblief. Is dit daar? Okay, so daar so lank. Dan asseblief kom eet saam vanmôre. Kom kuier.
Ek is seker dat vir een van hierdie gedeel gaan ons eentelig genoeg hê. So kom asseblief kuier saam. Ek herinner u aan Woensdagoggend, die damesbyeenkoms. Asseblief, julle is welkom. As julle voel julle het so 'n bietjie geselskap nodig, die dames kuier lekker op Woensdag. Dan het ons Woensdagaande die selgroepe. Asseblief, baie welkom ook. Julle kan kom bywoon. Ons geniet dit by Eugene, Sissel, by my, by Johan Strydom. En dan het julle die Sondag, is om alles net. Vrydag aan, ja, die belangrikste van alles. Die jong mense, ek sou graag 'n foto bewys vanaand. Maar ons het Vrydag aan in hierdie yskoue, het ons 'n kampvuur gemaak. En ons het rondom hierdie kampvuur gesit en bibber. Lekker gesing, baie dankie musiekspan dat julle vir ons kom musiek maak het. Dit was regtig geseënd geweest. Dit is so heerlik. Nou ja, dit is van jong te oud. Ja, ek dink die weer senior mense kan ook al begin kom. Ons geniet dit regtig so saam met mekaar. En dan wil ek julle asseblief uitnooi, soos ek sê, saam koffie te kom drink en gaan rus vanmiddag. Gaan rus in die vrede van die Here. Gaan trek warm kombers oor jou lyfie en geniet die dag. Ons sien julle dan weer wanneer ons by mekaar kom as die Here wil. Sorry, maar ek het gesê vanmiddag jy moet nie te laat slaap nie. Maar daar's nog 10 oor. So as iemand nog belangstel, praat net met Gerda, die mooi kompie vriend. Daar is nog 10 oor. Maar ons sien weer. Baie dankie maar die Here julle seën. Kom ons gaan lekker.